Rig ons oë op na die berge, waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Die Here ons God sê, jou hulp is van my, wat hemel en aarde geskaap het. Geliefdes, genade en vrede vir u van God, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Here, hoe wonderlik is dit nie om vanoggend hier in die huis te kan wees. Elkeen van ons in ons uniekheid, anders geskape deur u hand, eie persoonlikheid. Elkeen van ons met sy en haar eie lewensstorie, eie verhaal, eie pad wat ons geloop het tot hier toe in ons lewens. Maar elkeen van ons as kind van u, as vrygespreekte kind van u, vrygespreek deur Jesus Christus se bloed, wat vir ons in die kruis gevloei het. Here, dis 'n besondere voorreg. Ons besef nie die grootheid daarvan nie. Ja, o God, ons kan so in die week so besig raak met ons eie dagtaak en ons eie beplanning en dagboeke en roetines, dat ons soms min tyd daarin spandeer om stil te word en rondom ons te kyk en te waardeer, te respekteer, aan te gryp. Here, daar het so baie dinge in hierdie week gebeur. Operasies, siekte, worsteling met vrae, gesinne waar dalk rusie of twis was, moedeloosheid, dalk vreugde, dalk blydskap. Soveel verskillende emosies. Die reën daar buite, Here, wat op so wonderlike wyse gekom het en o God, waar ons weer opnuut besef, ons is nie in beheer nie, U is in beheer, Here. Ons kan so maklik wil dink, ons is in beheer van ons lewens. Ons beplan dan ons volgende dag van môre en van volgende jaar en ons beplan ons finansies en wat ons alles daarmee gaan doen, o God, en dan kom die lewe en wys vir ons is nie in beheer nie. Ons is afhanklik. Ons kan net klein word en daarom kom ons vanoggend in U huis en ons word klein met harte wat oorloop van dankbaarheid. Dankie Here dat U ons so seën. In die besonder hier waar ons vandag dit kan beleef, waar die sakrament van die doop bedien word, dat ons elkeen in herinnering kan kom hoe U ons seën, deur vir ons dalk kinders te leen, deur vir ons geleenthede te gee soos hierdie, deur elkeen van ons wat gedoop is met die teken, die waarborg van vryspraak. Die waarborg van 'n ewige lewe. Here, hierdie dinge is nie maar net sommer nie. Die lewe het 'n manier, o God, om ons soms terug te ruk tot realiteit. Maar voordat ons teruggeruk word, o God, vra ons vir U Heilige Gees. Saai die saad, dat dit kan groei in ons harte vanoggend weer opnuut. Dat ons U kan ontmoet. Die van ons wat U nog nie ontmoet het nie, Here, maar tog in U glo dat ons U werklik kan ontmoet in ons lewens. Dat dit ons lewens kan verander, dat ons anders dink, anders optree, dat ons 2 keer sal dink voordat ons praat en optree in die maniere, die dinge wat ons doen. Asseblief, o God, neem ons lewens vanoggend en laat dit, Heer, tot U gewy wees, meer en meer. Vergeef ons, wees ons genadig. Help ons dat ons vir 'n oomblik sal besef, ons kan nie hier sit en wil etiketeer en kritiseer en hoogmoedig wil wees of vinger wil wys of nee, Here, ons is hier voor U elke een as nederige, nietige sondaar mens. Elkeen met foute. Vergewe ons asseblief, Here, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons luister weer opnuut vanoggend vanuit die Here se woord, wat die Here van ons vra hoe ons lewens moet inrig en ons lewens moet leef. Kom ons luister daarna vanuit Deuteronomium 6, daarvan af vers 4. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here God lief hê met jou hele hart en met jou siel en met al jou krag.
Hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders, Abraham, Isak en Jakob beloof het, om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie. Huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie. Putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het nie. Geliefde, tot daar wil ek vir ons lees vanmôre. En as ons op grond daarvan na ons eie lewens gaan kyk, dan besef ons dat daar maar baie dinge is wat ons dink vanuit onsself kom. En God het so mooi gevra, onthou, dis ek wat dit vir julle gee. Gesondheid, om te kan sien, te kan praat, te kan hoor, te kan ruik. Klere, 'n dak oor jou kop, 'n voertuig waarmee jy ry, 'n werk waaroor jy dalk soms baie kla, maar wat vir jou in die lewe hou. Onthou, dis ek wat dit vir jou gee. Geliefdes, ons staan maar skuldig wanneer ons so lees. In Efesiërs 2, geliefdes, vers 8 lees ons, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself uit nie, dit is 'n gawe van die Here. Kom ons bely ons geloof vanmôre, maar ons bely dit saam. Ek wil graag vra dat jy saam hardop die woorde sê, agter my aan, dit sal op die skerm verskyn, en dan direk daarna, sonder aankondiging, sing ons lied 220, die eerste strofe. Kom ons bely ons geloof saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, ek wil graag hê dat ons vanoggend eers na die formulier van die doop moet luister, en uit die aard en die besonder julle as doopouers ook die geleentheid het om daarna te luister voordat ons oorgaan na ons skriflesing en ons prediking. Nou die leer van die heilige doop is in 3 hoofpunte vir ons saamgevat. En die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word. En daarom staan ons almal onder die oordeel van God, en sodat ons nie ook in sy ryk opgeneem kan word nie, tensy ons almal weer gebore word nie. Ons onrein en sondige bestaan word juis daar aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sondes te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons verlossing buite onsself te soek en nie te dink dit is ons wat onsself kan red nie.
Die tweede hoofpunt van die doop, van die heilige doop, is dan ook die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. En dit word betuig. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons 'n blywende genadeverbond wat hy met ons gesluit is, met ons en ons kinders en erfgename. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer. 'n Blywende genadeverbond, geliefdes, is net 'n belofte. God het 'n blywende belofte gestel met elkeen van ons, dat hy alles altyd ten goeie wil laat meewerk in ons lewens. Vir ons op aarde voel dit soms of die dinge nie ten goeie altyd meewerk nie. Soms voel dit of alles in mekaar tuimel. Maar God weet waarheen hy met elke een van ons op die ou end van die dag op pad is. En daarin het ons die sekerheid in die naam van die Vader. Met die doop in die naam van die Seun beseël die Seun aan ons dat hy ons met sy bloed al ons sondes afgewas het. En dat hy ons saam met hom laat sterwe sodat ons weer saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreektes gereken. Ons het nie 'n vrees, ons hoef nie die oordeelsdag te vrees nie. Ons moet weet daar is 'n oordeelsdag en ons moet dit lees en ons moet daarvan bewus wees. Maar ons kan daarna toe gaan en dit tegemoet gaan met die volle vreugde van Jesus Christus is ook my verlosser wat vir my sondes gesterf het. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur ons tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van die sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewens, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van uitverkorenes is. So dis die Heilige Gees wat ons elke dag lei en ons bewus maak van ons hoef nie te vrees nie, ons hoef nie angs te hê nie. Ons kan sekerheid hê in 'n hemelse Vader wat daar vir elkeen van ons is. Dis die Heilige Gees wat daai stem in my gedagtes plaas om my die krag te gee om op te staan en elke dag te weet die Here is in beheer. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons verstand en al ons kragte. Ons moet ons sondige bestaan beëindig. Ons moet daarna streef, werklik geliefdes, dit is nie net woorde nie. Ons moet daarna streef om ons sondige bestaan te eindig. Nie meer in diens van die sonde te staan nie. En ons almal weet wanneer jy sonde doen, ons almal weet wat's verkeerd. Klein kindjie kan dalk nog sê hy het nie geweet wat's reg of verkeerd nie, maar ons weet. En God sê as jy weet jy's vrygespreek, moet jy jou lewe daarvolgens inrig en leef. En wanneer jy uit swakheid sondig, wanneer jy struikel, moet jy nie in die vergifnis en die genade van God twyfel nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende belofte met God het. Hy gaan ons nie alleen los nie. En alhoewel ons kindertjies, en hier vir julle as doopouers, alhoewel ons kindertjies hierdie dinge nie verstaan nie, daar waar hy so klein is, nie 'n begrip het of 'n benul het wat hier vandag gebeur nie, beteken dit nie dat hy uitgesluit is hier nie. Hy verkeer nog steeds onder die oordeel van God, maar net so seker weet ons ook die genade van Christus is ook in die besonder oor hom. Daarom stel God dit so duidelik en ons het dit vanmôre in Deuteronomium gelees. Ek bring 'n verbond tussen jou en jou nageslag en al julle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. En jy moet hierdie dinge vir jou kinders inskerp. Dit aan hulle vertel as jy opstaan en as jy gaan slaap, as jy op reis is en as jy in die huis is. Bind dit as herinneringstekens aan jou arms. Laas Sondag se preek, wat herinner jou aan God? Laas Sondag se preek, hoeveel dinge stel jy nie om jouself te herinner aan elke dag se vergadering en doenighede en alles. Maar wat herinner jou elke dag? Die doop is 'n herinneringsteken om te weet ek's 'n verloste in Jesus Christus. Omdat ons verbondskinders was, het Christus ook sy arms om almal gesit. Hulle die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis, ons ken die hele besnydenis uit Abraham se tyd, die heel eerste verbond, omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word.
Die ouers is verplig, nie net julle nie, elke ouer wat 'n doopbelofte al afgelê het, met ander woorde, elke ouer in hierdie kerkgebou is verplig om nog steeds hulle kinders oor hierdie goed te vertel, te leer, te vermaan, soms hard te praat. Soms te sê, my kind, kry jou lewe reg. Want daar's 'n ewige lewe wat wag. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend saam met die woord van die Here is uit Johannes hoofstuk 19. Ons gaan saam lees hoofstuk 19, die bekende gedeelte, 'n stuk van die gedeelte op Jesus se kruisiging. Gedeelte waar Jesus aan die kruis dan gehang het van vers 23 af tot en daar met vers 30. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad, van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeur nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af vir die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op die hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Tot sover ons skriflesing, geliefdes, bevoorreg is elkeen wat die woord van die Here hoor, maar wat ook hulle lewens daarvolgens inrig. Geliefdes, elkeen van ons het emosies. Jy ken dit eintlik baie goed. Ons beleef emosies letterlik elke dag. Kan jy onthou wat's die laaste emosie wat jy beleef het? Die emosie, die gevoel wat jy beleef het dalk vanoggend, toe jy opgestaan het of reggemaak het vir kerk. Was dit 'n positiewe emosie of was dit negatief? Was dit 'n geraas en baklei en 'n gestry weer of was daar liefde en rustigheid of was dit 'n gejaagdheid of was daar 'n sekere onsekerheid? En emosies kom en gaan vinnig. Dan voel jy so en die volgende oomblik voel jy so. Ons kan self soms ons emosies manipuleer. Ons kan dit probeer manipuleer. Jy weet, hoe probeer ons soms ons emosies manipuleer deur 'n glimlag uit te forceer wanneer jy iemand groet of om hartseer te lyk of medelee te toon. Iemand wat dit seker baie goed regkry is 'n akteur. Akteur kan sonder dat hy of sy enigstens hartseer is sommer net uitbars in trane of nee. Iemand wat dit nog beter kan regkry, wat dit eintlik vervolmaak het. So 'n maand of 2 terug kuier vriende op ons stoep. Hulle dogtertjie is so 2. En julle kan dit nie glo nie. Sy het my oortuig dat sy so seer het of hartseer, want sy huil. Want sy het nie gekry wat haar ma vir haar moes gee volgens haar nie. Sy het vir chippies gevra en haar ma het gesê nee. En hier bars die kind in trane uit maar soos in hartroerend. Jy sal dink die kind het of is dalk honger of is moeg en toe die ma en die pa net dood eenvoudig glad nie daarin aandag gee nie. Die volgende oomblik toe lag die kind weer en speel saam met haar boetie op die pooltafel en gooi die balle rond. Ek kon dit nie glo nie. En dan besef 'n mens weer hoe emosies deel is van elkeen van ons. Ek sê nou nie hierdeur as jou 2-jarige kind begin huil, moet jy hom nou ignoreer nie asseblief. Moet nou nie daarmee huis toe gaan nie. Maar julle weet wat die voorbeeld is wat ek probeer verduidelik. En dit is soms moeilik vir ons as kinders van God om aan God te dink as mens, Jesus as mens met emosies. Want God is tog, Jesus was so heilig. Jesus is tog God, 100% God gewees, God in mens by ons. Maar tog as jy die evangelies lees, dan skets dit ook dat Jesus, wie 100% God was,
ook 100% mens was, met menslike emosies, en jy begin 'n gesig van emosies sien, volgens die sketse van die evangelies. Inteendeel, jy begin jouself in sommige goed sien, wanneer dit geskets word. Ons lees in Johannes 4, en dalk nou nie die direkte bewoording, soos wat dit daar staan, soos wat ek het nou vir jou deurgee nie, maar Johannes 4, waar Jesus vir die disippels gesê het, ek's moeg. Ek kan dink, dit was dalk 'n lang dag, dit was 12 uur in die middel van die dag, stof baie geloop. Jy kan self dink as jy die matige klimaat van ons in Komati ken, 12 uur in die dag was seker warm. Gesig was dalk rooi, en hy het vir die disippels gesê, ek's moeg. En hy het daar by die put gaan sit van Jakob, by Sigar, daar in Samaria, en vir die disippels gesê, gaan kry julle kos. Dalk was hy ook honger. En dan lees ons hoe hy met hierdie menslike emosie van moegheid daar sit, en daar kom 'n vrou om water te skep, en hy begin met haar gesels. Heel verkeerdelik vir 'n Jood en Samaritaan. Ons gaan nou nie daaroor preek vanmôre nie, maar jy ken die gedeelte. En hy begin met haar gesels, en om vir haar water te... Dalk het Jesus die donker kring om haar oë gesien. Dalk het hy eintlik haar emosie raak gesien, haar eintlike lewensmoegheid. En tog gee Jesus 'n stuk van sy goddelikheid, want hy gee eers vir haar, ek weet jy's nie getroud nie, was al 4 keer, jy bly nou weer by 'n ander man, en sy besef, sjoe, hierdie is nie net 'n mens nie. En hy sê, maar ek sal vir jou die lewende water kan gee, maar dalk was daar 'n stuk emosie teenwoordig in haar lewe. Dalk het sy maar net daar by die put gaan staan het alleen, want dit was ook nie vir 'n vrou eintlik alleen om put toe te gaan, en ook nie 12 uur in die dag nie. So baie groot etiket dalk op haar geplak gewees, wat sy nie kon sien nie. Die etiket wanneer sy in die dorp loop, wat almal kan raak sien. Jy ken daai etikette, ons praat agteraf, agter ons hande, en dan vertel ons vir mekaar van daai etiket op daai in sy rug. Dalk het Jesus dit raak gesien. Dalk iets daarvan in daai emosie. As 'n mens verder gaan lees ons in Matteus 8, toe Jesus hard gewerk het en vir die skare gepreek het by die see op die strand, en naderhand die skare was so baie, hy het op die skuit gaan klim, om bietjie afstand van hulle af te hê. En hy praat met hulle en preek, en dan later die aand vaar hulle in die see, en hy was moeg staan daar. Jesus was moeg. Hy het agter in die skuit gaan lê en hy het gaan slaap. En daar het 'n groot storm opgekom. Hy het so diep geslaap dat hy seker nie die donder weer gehoor het of die storm, of wag. Dalk het hy soveel rustigheid in sy siel en sy hart gehad, dat hy het geweet dis veilig. Maar hy was moeg en hy het geslaap, en die disippels het bang geword en op 'n stadium vir Jesus wakker gemaak, en Jesus het opgestaan en gesê, waarom is julle bang, klein gelowiges? Ek sê hier eintlik, ek spy julle, waarom is julle bang? Hoekom? En hy het die storm stil gemaak. Amper daai gedeelte in die bergpredikasie in Matteus, waar Jesus sê, hoekom is jy besorgd oor die dinge van môre? Hoekom worry jy soos wat die Engelsman sê? Hoekom maak jy vir jouself 'n maagsweer? Hoekom maak jy vir jouself aande om wakker lê en rondrol? Hoekom? Ek sal vir jou sorg. Ek het vir jou die belofte gegee. En as jy nie dink ek het vir jou die belofte gegee nie, hoe oud is jy vandag? En kyk of jy tot vandag versorg is. En as iemand vanmôre hier kan opstaan, ek is nie versorg tot vandag nie, dan kan ons dalk dit herfraseer. Dan moet ons dalk weer nuut na hierdie teks gaan kyk in Matteus. Dan moet ons hom weer gaan oopkrap. Ek sal sorg. Jesus sê vir die disippels, moenie bang wees, jy moenie so bekom. Ons lees in Markus, was Jesus kwaad. Ons ken daai emosie, en dit was sekerlik duidelik op Jesus se gesig te lees, te kenne, sigbaar. Ken daai gedeelte waar hy by die tempel gekom het en hy die duiweverkopers en die geldwisselaars uit die tafels omgegooi en gesê, julle maak van die huis van die Here rowerspilonk. Julle is besig om dit waarvoor die huis geskep is heeltemal te minag. Julle weet nie wat julle besig is om te doen nie. En geliefdes, dit maak my skout as jy daai gedeelte lees en nou kyk soms en wonder wat gebeur in die kerk van die Here. Hoe mense kan stry en baklei en rusie maak, totaal en al niks met die evangelie te doen nie. En dan wonder jy aan hierdie woorde, Jesus het kwaad geword en gesê, nee, julle mis die punt. 'n Stuk emosie daarvan. Hulle maak dit 'n rowers, en so kan ons aangaan. Laas Sondag se hartseer, Jesus het hartseer geword by by sy groot vriend Lazarus.
Jy sien hoe Maria en Martha en die ander Jode huil. Toe huil Jesus daar in die tuin van Getsemane. Mens, dit was mens wat gesê het, dalk nie in soveel woorde nie, maar laat hierdie lydingsbeker verby my gaan. Ek wil nie hierdie pad loop nie. Maar nogtans laat U wil geskied. Geliefdes, die menslik, en so kan ons aangaan, die menslike emosie van Jesus is 100% reg deur die Bybel vir ons geskryf. En is half of dit net op die regte oomblikke kom, net as 'n mens dink, dis onmoontlik, dit is heeltemal onmoontlik om in die voetspore van Jesus te loop. Dan kom hierdie stuk emosie na vore. Net as jy dink, as jy by 'n punt kom en sê, dit is nie moontlik om 'n goeie kind van die Here te wees nie. Ek kan nie al hierdie goede doen nie. Ek is nie volmaak nie. Ek het soveel foute. Ek struikel so gereeld. Ek doen soveel sonde. Net voordat jy breekpunt bereik, dan kom daar 'n gedeelte in die Bybel en dan wil God vir jou sê, my kind, maar ek was ook mens. Ek was ook. En ek weet presies hoe voel jy. Wag voordat jy daai punt bereik. Ek weet jy is van stof, ek het jou dan so geskape. Ek weet jy is broos en onseker. Soms daai gebed. Romeine 8 stel dit so mooi. Waar Paulus sê, en dan maak dit sin, as jy Romeine 8 lees. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging, want nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond weet presies wat die bedoeling is. En die Gees pleit vir ons. Hier kom Paulus en hy sê, weet jy, Jesus weet presies, hy ken jou. Selfs daar waar jy soms nie weet wat om te bid nie, selfs daar waar jy woord spraakloos is, tree die Gees vir jou in. Daarom is dit dalk so mooi hierdie gedeelte wat ons gelees het. 'n Gesig van Jesus wat ons hier raak sien. 'n Wonderlike gedeelte. Want dit is nie God wat hier praat nie, dis die goddelike deel van Jesus nie. Hier is die timmerman, die mens. Al die ander woorde aan die kruis. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, 'n woord van hoop, bevrediging. Ma, daar is jou seun, daar is jou moeder, 'n versekering, 'n hoop. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'n Oomblik van versekering, van hoop, van vrede. En dan toe alles volbring is, hoop, woorde van vrede, alles is volbring. Toe kom die dood eenvoudige woorde, ek is dors. Hoeveel keer het jy dit al gesê? Nadat alles volbring is. Nadat alles wat jy moes gedoen is, nadat jy vir almal gebid het wat jy moes bid, nadat jy vir almal mee gepraat het en hoop en bemoediging gegee het vir wie jy moes, en dan kom jy by 'n punt en jy sê ek is dors. Ek's moeg. Ek's net mens. En is so dankbaar, die evangelie het nie nodig gehad om al hierdie woorde in te sit. Maar hy het dit ingesit sodat Jesus vir ons kan sê, my kind, ek ken jou. Ek ken elkeen wat weggegooi is, al bly hy nog in jou ouerhuis. Ek ken elkeen wat met 'n stigma rondloop en met 'n etiket agter op sy rug rondloop. Ek ken elkeen wat soms verpletterd is, wat alleen voel. Wat soms net worstel. Wat soms op jou verjaarsdag nie eers 'n SMS of 'n oproep kry nie. Wat soms net wens 'n kind wil ergens bel. Ek ken elkeen van julle. Ek ken julle as doopouers. En dis wat Jesus wil sê. Ek ken julle wat vir wie ek toevertrou het om hierdie kindjie in die lewe aangeleen te word en dat ek weet julle sal hom grootmaak tot die beste van julle vermoë. Maar ek ken ook dalk julle vrees. En ek ken ook dalk julle angs van gaan ons doopbelofte kan nakom? Gaan ons werklik alles kan doen soos wat die Here van ons vra? Gaan ons goeie ouers kan wees? Ons is nog soms so jonk en lomp en baie van ons was al daar, sommige van ons is nog daar. En dan kom Jesus en hy sê, maar ek ken jou my kind. Elkeen van ons is 'n sonde ontvang en gebore. Maar deur Jesus Christus se bloed het hy vir elkeen van ons finaal dit volbring. En dis die wonderlike.
Daardie ware belofte en die belofte wat God vir ons gegee het, van elkeen van ons is verlos. Luther, ek dink dit was Martin Luther wat hulle dit oor vertel. As dit nie Luther was nie, was dit vir Calvin, maar een van die twee, ongeag, het by sy lesenaar gesit en uitgekrap, so op sy lesenaar die groot woorde, ek is gedoop. Dat elke keer as hy bang word, het hy gesê, het hy dit gelees. Elke keer as hy onseker was oor die dag van môre, het hy dit gelees. Elke keer as hy nie geweet het meer watter kant toe nie, het hy dit gelees en geweet, ek's gedoop, ek het die belofte, die sekerheid, God is met my. En dis die wonderlike wat ons vanmôre gaan sien. Ons sien dit op 'n sigbare wyse vanoggend hier by die doopvond. En as julle dit gaan sien, geliefdes, mag ons die Here se stem hoor in ons gedagtes en in ons harte. Jy, my kind wie gedoop is, het ook hierdie belofte ontvang van jy is myne. En julle as ouers wat vanmôre hier kom staan met al daai emosies. Want die emosies is baie, dit kan ons soms so de mekaar maak. Weet dan ook, God sê vir jou, julle sal dit kan doen. Dis ons hoop. Of dit reën of nie reën nie. Of die lande vol staan met 'n oes of sonder 'n oes staan. Of jou krale soms vol staan en of jou krale soms leeg staan. As jy naderhand nie meer weet waar om te swaai en waar om balletjies in die lug te hou, soos wat ek altyd sê nie. Sê God, ek is by jou. Dis ons hoop vir elke dag. Amen. Julle het nou gehoor dat die doop 'n instelling van God is. Dit is nie 'n instelling van ons as mens nie. En sodat almal wat hier teenwoordig is ook kan hoor dat julle die doop hier wil laat bedien, omdat dit 'n instelling van God is en nie uit bygeloof of uit enige verwagting of as gevolg van enige druk nie. Moet julle op die volgende vrae asseblief hardop antwoord. Aanvaar julle dat ons kinders wat van hulle lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, ook onder die elende verkeer en onder die oordeel van God, maar bely julle nogtans dat ons deur Jesus Christus elke een en in die besonder ook hy die verlossing van ons sondes ontvang het. In die tweede plek bely julle ook dat die leer van die Ou en Nuwe Testament die enigste leer en woord van die Here is en dat die volkomme vryheid en vryspraak deur daardie leer in ons verduidelik word. En ten slotte beloof julle en is dit julle voorneme, en dis waar dit baie belangrik is ook, is dit julle voorneme dat julle hierdie kindjie, soos wat hy opgroei, breedvoerig oor al hierdie dinge sal leer en sal inlig. En julle twee, die grootste deel van leer is om te leef, dit vir hom te wys en die warmte wat hy by julle gaan besef. Wat is hier op julle antwoorde? Geliefdes, daar het nou so baie dinge gebeur vanoggend, waar ons die doopformulier gehoor het, waar ons uit God se woord gehoor het, hoe Jesus ook elkeen van ons ken in ons emosies, in elke dag se lewe, en ek dink in die preek het daar baie goed deur jou gedagtes dalk self gegaan, dalk dinge wat jy raak sien in jou eie lewe, ander se lewens. En hier het twee jong mense belofte afgelê wat nog 'n lang pad in hulle lewe as die Here hulle seën voorlê. Maar al hierdie goed kan ons nie uit onsself uit doen nie. Kom ons vra vir die God om in die besonder hulle, maar ook elkeen van ons, maar net by te staan. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir soveel dinge wat vanmôre hier gebeur. Heilige Gees, dat ons U teenwoordigheid hier kan ervaar en kan beleef. Heilige Gees, dat ons U stem kan hoor en hoe U met elkeen van ons praat en Here, hoe U elkeen van ons aanraak. Want dit is sensitiewe goede hierdie Here. Elkeen van ons 'n storie. Dit is sensitiewe goed hierdie o God wat ons soms vir onsself wil hou en nie vir ander altyd wil vertel van nie. Dinge wat U weet, dinge wat ons in gebed met U praat, soms met 'n kwaai gebed of 'n worstelgebed of 'n minwoorde gebed, 'n stil gebed, 'n vreugdevolle blydskapgebed. Ja Here, dis vir ons so 'n stuk genade en vertroosting om te mag weet, U etiketeer ons nie, U skuif ons nie een kant toe nie. U aanvaar elke een van ons vanoggend
onvoorwaardelik. Sonder ons aanvaar mekaar met voorwaardes, Here. Ons sê vir mekaar met verwagtinge in mekaar. U doen dit onvoorwaardelik, sonder verwagting. Dankie daarvoor, o God. Dankie dat ons mag weet ons is gered in Jesus Christus se bloed. Dankie dat ons mag weet U is elke dag by ons in ons lewenspad. Ons verstaan dalk nie altyd die lewenspad nie, Here. Ons verstaan soms nie hoekoms en waaroms nie, en daarom vra ons vir U, verander Here ons vra na, leer ons en wys ons. Maak ons sterk, gee vir ons hoop, help ons om hierdie doop in te grafeer, te tatoeëer in ons gedagtes en op ons harte en op die palms van ons hande. Gaan met hulle twee as jong ouers. Lewenspad wat vir hulle voorlê en 'n groot belofte wat afgelê is. Seën hulle asseblief, o God, en seën hulle huis en hulle verhouding en hulle huwelik en as ouers en beskerm hulle. En waar hulle struikel, waar hulle val, waar hulle teleurstel, tel hulle asseblief op met 'n sagte woord van versekering en hoop. Dat hy ook sal groot word en sal weet hy's 'n kind van U. Daar's soveel ouers, Here, daar's soveel ouers wat hulle kinders nie eers kerk toe bring nie, wat nie eers vir hulle kinders Bybel lees nie, wat nie eers vir hulle kinders 'n lewe leef nie, wat beloftes afgelê het, Here, wat in totaal en al hulle kinders vir die verderf los. O God, beskerm hulle asseblief, Here, wees hulle genadig. Asseblief, Here, beskerm daardie kinders, beskerm hulle wat seer kry in hierdie proses en wie se ouers so onverantwoordelik is soms. Gaan met daai ouers ook, Heilige Gees, open hulle oë en hulle harte, dat hulle sal besef en sal weet, U is die groot koning, U is die almagtige skepper, U is die een uit wie alles uit genade uitkom. Here, vat ons harte, asseblief, o God, ons wens ons kan vir U vra, vat ons harte en hou dit vas in U hand en behoed en bewaar dit vir hierdie week wat voorlê. Vir alles wat by ons kom en op ons pad gaan wees. Hulle wat in die hospitaal is, bring genesing, Here, asseblief. Hulle wat alleen is, droog U die trane af, wat hartseer is. Mag ons weet alles, ja, alles is net genade. Amen.